Drie eksperimente, A, B en C, word uitgevoer om die faktore te ondersoek wat die tempo van die ontbinding van waterstofperoksied beïnvloed. In elk van die eksperimente word identiese volumes en konsentrasies van waterstofperoksied gebruik. In watter eksperiment, A of B, is die reaksietempo die hoogste? Nou as ons kyk na eksperiment A, dan is die temperatuur 25 grade Celsius en eksperiment B is ook by 25 grade Celsius. So ons moet dan kyk na die ander faktor, naamlik die katalisator. A is sonder 'n katalisator, B is met 'n katalisator. So die reaksie met die hoogste reaksietempo sal reaksie B wees, want B maak gebruik van 'n katalisator, terwyl A geen katalisator gebruik nie. Nou moet ons die botsingsteorie gebruik om ons antwoord te verduidelik. In eksperiment B is 'n katalisator gebruik. Die katalisator verskaf 'n alternatiewe reaksieroete met 'n laer aktiveringsenergie. As gevolg hiervan het meer molekules voldoende kinetiese energie om hierdie verlaagde drempel te oorkom. Dit lei tot 'n toename in die tempo van effektiewe botsings tussen waterstofperoksiedmolekules wat die reaksie vinniger laat plaasvind. Die Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwes X en Y word vir twee van die eksperimente getoon. Nou watter kurwe, X of Y, verteenwoordig eksperiment C? Nou as ons kyk na eksperiment C, dan sien ons dit vind by 'n hoër temperatuur van 35 grade Celsius plaas. En as ons dan kyk na verspreidingskurwes, as die temperatuur hoër is, dan sal die basis breër wees en die maksimum sal laer wees. So die antwoord in hierdie geval sal Y wees. Die volume suurstofgas wat tydens eksperiment B binne die eerste 3,6 sekondes geproduseer word, word in 'n gasspuit versamel. Skryf nou die volume neer wat in die gasspuit versamel is. Die volume kan van die skaal op die gasspuit afgelees word en dit is halfpad tussen 480 en 640 kubieke sentimeter. Dus 560 kubieke sentimeter. Volgens moet ons die massa water bereken wat gedurende die eerste 3,6 sekondes gevorm het en ons neem die molêre gasvolume as 24.000 kubieke sentimeter per mol. Nou, ons het reeds van ons gasspuit afgelees dat daar 560 kubieke sentimeter suurstof gas vorm. En deur gebruik te maak van die molêre gasvolume, kan ons die aantal mol suurstof gas bereken. En as ons weet hoeveel mol suurstof gevorm het, kan ons vanuit ons gebalanseerde vergelyking bepaal hoeveel mol water gevorm het en daaruit kan ons dan die massa bereken. So ons begin, die aantal mol suurstof is die volume suurstof wat gevorm het gedurende die reaksie gedeel deur die molêre gasvolume. En daai volume is 560 kubieke sentimeter gedeel deur 24.000 kubieke sentimeter per mol. Maak maar seker dat daar ooreenstemming is in jou eenhede, anderster moet jy eers een of ander omskakeling doen. En dit gee vir ons dan 0,023 mol suurstof gas wat vorm. Nou kan ons die aantal mol water bereken deur te kyk na ons gebalanseerde vergelyking, want die verhouding is 2 tot 1. So vanuit daardie verhouding weet ons dat daar dubbel soveel mol water vorm as mol suurstof. So die aantal mol water
gaan gelyk wees aan 2 keer die aantal mol suurstof en dit is dan gelyk aan 2 keer 0,023 en dit gee vir ons 0,046 mol water wat gevorm het. Terwille van akkuraatheid het ek net 'n derde desimaal bygevoeg. Ons het nou ons aantal mol water wat gevorm het en nou kan ons die massa water bereken vanuit daai vergelyking. So die massa is die aantal mol maal met die molekulêre massa van water. Die aantal mol is 0,0467 maal met die molekulêre massa van water. 2 waterstowwe plus 'n suurstof, dis 2 plus 16 gee vir ons 18 en dit gee vir ons dan 'n finale massa van 0,84 gram. Nou het ons 'n grafiek wat nie volgens skaal is nie en op die y-as het ons massa suurstof wat vorm in gram en op die x-as ons tyd in sekondes. So na 3 sekondes vorm daar 0,4 gram suurstof. 6 sekondes later trek ons by 0,6 gram, by 20 sekondes 0,8 gram en by tyd t bereik ons maksimum waarde van 0,9 gram. Wat is die reaksietempo tussen 30 en 36 sekondes? Nou jy kan duidelik sien, daardie is 'n horisontale lyn, daar is geen addisionele suurstof wat gevorm word nie, so die reaksietempo is 0. Volgende vergelyk ons die reaksietempo tussen 3 en 9 sekondes met die interval 9 tot 20 sekondes. Nou as ons reaksietempos wil vergelyk, dan moet ons kyk na die helling. En jy kan duidelik sien dat die helling styler is tussen 3 en 9 sekondes as tussen 9 en 20 sekondes. So gevolglik gaan die reaksietempo groter wees tussen 3 en 9 sekondes as gevolg van die styler helling. Die gemiddelde reaksietempo vir die ontbinding van waterstofperoksied is 2,1 maal 10⁻³ mol per sekonde. En dan vra hulle vir ons bereken die tyd t. So by tyd t lees ons die maksimum suurstofproduksie van 0,9 gram suurstof af. So ons kan bereken hoeveel mol suurstof gevorm het en op grond van dit kan ons bepaal wat is die aantal mol waterstofperoksied wat ontbind het. En vanuit dit kan ons dan die tyd bereken. So kom ons begin eers om die aantal mol suurstof te bereken. Dis die massa suurstof gedeel deur die molekulêre massa van suurstof en dit is 0,9 gram gedeel deur 16 maal 2, so dis 32 gram per mol en dit gee vir ons 0,028 mol. Nou kyk ons na ons gebalanseerde reaksievergelyking. Vir elke mol suurstof wat gevorm het 2 mol waterstofperoksied ontbind. So die aantal mol waterstofperoksied waarmee ons begin het, is 2 maal die aantal mol suurstof aan die einde. So dit is gelyk aan 2 maal 0,028 en dit is gelyk aan 0,056 mol. So ons weet dat 0,056 mol waterstofperoksied ontbind in die tyd t. En nou weet ons dat die gemiddelde reaksietempo van ontbinding gaan gelyk wees aan die verandering in die aantal mol gedeel deur die verandering in tyd.
Nou wat is my gemiddelde reaksietempo? Dis vir ons gegee, dis 2,1 maal met 10 tot die mag minus 3 en dit is gelyk aan die verandering in die aantal mol. Aan die einde is daar niks meer waterstofperoksied oor nie en ons het begin met 0,056 mol waterstofperoksied en dan ons delta T is die onbekende. En vanuit dit kan ons dan die delta T bereken en dit gee vir ons 26,67 sekondes.